Matteus 5 vers 21 tot 24. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank, want elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie op uitskel vir 'n idioot is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Jesus sê, ons weet almal die wet bepaal jy mag nie moord pleeg nie. Om iemand dood te maak is verkeerd. Maar nou sê Jesus, ons kan onsself nie verontskuldig en sê, wel ek het nog niemand doodgemaak nie. Want hy sê die oomblik as jy kwaad word vir jou medemens, vir jou naaste, die oomblik as jy hulle uitskel vir 'n gek of 'n idioot, as jy hulle afmaak en sê, o, kyk hoe dom is hulle, kyk hoe onnoosel is hulle, kyk wat het hulle nou weer aangevang, dan het jy in jou hart moord gepleeg. En daarom is niemand van ons onskuldig nie, daarom het almal van ons gesondig. Want almal van ons, hoeveel keer gebeur het nie dat ons kwaad word vir ons medemens nie, dat ons hulle nie kan verdra nie, dat ons hulle afkraak, afbreek. Maar God sê nee, jy mag dit nie doen nie, want dan is jy 'n oortreder van die wet. Die goeie nuus is, ons kan ons sonde bely, want God is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes wanneer ons dit bely, juis omdat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Vir ons woede het Jesus gesterf. En daarom sê Jesus verder, as jy op pad is kerk toe, as jy op pad is om iets vir die Here te doen, om hom te gaan dien, om iets vir hom te gee, maar dit val jou op pad by, iemand anders het iets teen jou, nie jy het iets teen hulle nie, hulle het iets teen jou. Los dan alles eers net so, en gaan maak reg met jou medemens, gaan maak reg met jou naaste, want Jesus wil ons leer, ons kan nie sê ons dien God en ons het hom lief, maar ons kan nie met ons medemens oor die weg kom nie. Nee, liefde vir God beteken liefde vir mekaar, liefde vir God beteken liefde vir ons naaste. Dis die belangrike ding wat Jesus vir ons leer hier in Matteus 5 vers 21 tot 24. Daarom, bely vandag jou liefdeloosheid teenoor die Here. Vra vir hom om jou te help om te vergewe waar jy nodig het om te vergewe. Daar waar jy kwaad geraak het vir iemand, daar waar jy iemand uitgeskel het as 'n gek of 'n idioot, bely dit voor die Here vandag. En as die Here jou herinner dat iemand iets teen jou het, gaan maak reg met daardie persoon. Vat iemand saam, 'n medegelowige saam met jou as dit nodig is, maar gaan praat die saak uit. Moenie dat daar iets tussen jou en iemand anders is nie, want dis nie hoe God dit wil hê nie. Here, ons is so vinnig om onsself te verontskuldig en sê ons is nie moordenaars nie, maar ons moet vandag erken in ons harte dat ons ook al moord gepleeg het omdat ons kwaad geword het vir ander mense, vir ander wat na u beeld geskep is. Vergewe ons dit, Here. Help vir ons om in vrede met ander mense te leef. Help vir ons om u liefde uit te dra en uit te leef elke dag, ook vandag. Geef vir my daardie krag en daardie vermoë. Dankie, Here Jesus, dat u vir my sondes aan die kruis gesterf het. Help my om daarom soos u lief te hê. Amen.